Josua, hoofstuk 5. En al die Amoritiese konings wes van die Jordaan en al die Kanaanitiese konings langs die Middellandse See het gehoor dat die Here die Jordaanse water laat opdroog het voor die Israeliete, sodat hulle op droë grond deurgetrek het. En hulle harte het van vrees weggesmeld en hulle moed het hulle begewe weens die Israeliete. Gedurende hierdie tyd het die Here vir Josua gesê: jy moet vir jou klipmesse maak en vir 'n tweede keer die Israeliete besny. Toe maak Josua vir hom klipmesse en besny die Israeliete by Gibeat Ha-Araloot, wat heuwel van die voorhuide beteken. Die rede waarom Josua hulle besny het was, die manspersone wat kon uittrek na die oorlog, ja, die hele volk wat uit Egipte getrek het langs die pad in die woestyn doodgegaan. Want almal wat uit Egipte getrek het, was besny. Maar niemand is besny wat in die woestyn gebore is tydens hulle trek uit Egipte nie. Die Israeliete het vir 40 jaar in die woestyn rondgeswerf, totdat al die manne wat kon uittrek na die oorlog gesterf het, want hulle was ongehoorsaam aan die stem van die Here. Toe het die Here gesweer dat geen een van hulle die land sou sien wat hy aan hulle voorouers beloof het nie, 'n land met baie melk en honing. Dit is egter hulle kinders wat Josua besny het, want hy het hulle in die plek van hulle vaders gestel. Hulle was egter onbesnede, want daar was geen besnydenis langs die pad nie. En nadat almal onder die volk besny is, het hulle daar in die kamp gebly tot almal weer gesond was. Toe sê die Here vir Josua: die skande van Egipte het ek vandag van julle verwyder. Daarom word die plek tot vandag toe Gilgal genoem, wat afrol beteken. En op die 14de dag van die maand, teen sononder, terwyl die Israeliete daar by Gilgal in die vlaktes van Jerigo gelaar was, het hulle die Pasga gevier. En die volgende dag na die Pasga het hulle gebraaide koring en ongesuurde brood geëet. Dit het hulle van die landerye in Kanaan geoes. En die dag daarna, nadat hulle van die land se opbrengste geëet het die manna opgehou, sodat die Israeliete nie meer manna gehad het om te eet nie. Hulle het daardie jaar van die opbrengste van Kanaan geleef. Josua was in die omgewing van Jerigo toe hy op 'n dag opkyk en 'n man met 'n ontblote swaard in die hand voor hom sien. Josua het hom genader en aan hom gevra: is jy vriend of vyand? Waarop hy antwoord: nee, ek is die aanvoerder van die Here se leer. Dis hoekom ek nou hier is. En Josua het dadelik op die grond neergeval en met sy gesig na die aarde gebuig en vir hom gevra: wat wil my Here aan sy dienaar sê? Toe antwoord die aanvoerder van die Here se leer vir Josua: jy moet jou skoene uittrek, want jy staan op heilige grond. Toe doen Josua dit.